as die Here die huis nie bou nie, soog die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap, om met moeite 'n bestaan te maak. Vir die wat hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap. Gemeente, genade en vrede vir elke een van julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. As die Here ons so goed doet, dan sing ons 'n loflied saam om te sê ons is bly dat hy ons Here is en dat ons as sy gemeente hier kerk kan wees. Kom ons staan, ek dink tog ons is ver genoeg van mekaar af om die maskers bietjie te laat sak en dan sing ons hierdie pragtige 2 lofliedere saam tot eer van die Here. Kom ons sing uit volle bors. Here, baie dankie dat, net soos wanneer 'n kind benoud is of seer gekry het, die enigste woorde wat eintlik oor 'n mens se mond kan kom is, mamma help. En wanneer ons, die kinders benoud is of nie weet wat om te doen nie, is al wat ons kan sê, Vader help. Dankie dat ons verlede week gehoor het, dat U ons innig jammer kry. Voordat U daai blindes weer laat sien het, die melaatse gesond gemaak het, die skare daar gesien het en gevoed het U hulle eers innig jammer gekry en dan het U opgetree. En dankie dat ons daaruit kon hoor dat ons mekaar ook moet innig jammer kry. Daar waar daar gebrek is, daar waar daar seer is, stikkend is, onmin, onenigheid, dat ons mekaar innig sal jammer kry
en dan sal optree soos wat Jesus Christus ons groot voorbeeld vir ons leer. En daarom roep ons U vandag weer aan. En ons sê dat tye is duister. Dit voel baie keer of ons opstaan en die dag lyk donker. Partykeer het ons werklik 'n ligbron nodig, soos 'n skerp spotlight, om vir ons net 'n bietjie te kom wys, daar's die antwoord, of gaan daardie rigting, of kyk hierheen. Baie dankie dat U daai ligbron is. Dankie dat U ons bron van antwoorde, van oplossings, van genesing is. En dankie dat ons U mag gaan bid. U ken ons elke een, soos wat ons hier sit, het U ons beplan toe ons nog in die moederskoot was. Ja, U ken ons op die naam en weet selfs hoeveel hare daar op ons hoof is. En daar sal nie 'n haar van ons hoof val sonder dat U daarvan weet nie. U is net te groot en onbegryplik, almagtig. Soms kan ons U nie eens begryp nie. Maar dankie dat U aarde toe gekom het, dat dit 'n ware feit is, opgeteken, gedokumenteer is, swart op wit, bewyse, dat Jesus Christus geleef het, en dat hy mens en God is, en dat hy gesterf het, en dat hy dit gedoen het om die Ou Testamentiese profesie van dat daar 'n verlosser sal kom, volmaakte lam, die een wie se bloed moes vloei, dat dit gebeur het daar aan die kruis. Hoekom? Om die sonde af te was van hulle wat in hom glo en vir wie hy lief het. En dat U die dood oorwin het en dat U opgevaar het na die hemel, waar U nou vir ons intree by die Vader. Dankie dat U ons nog steeds jammer kry. Dankie dat U nog steeds vir ons intree by die Vader. Anderste was ons al lankal met hierdie aardse stof plat gevee. Dankie vir genade om elke dag aan te pak saam met U. Want ons weet, saam met U is ons meer as oorwinnaars. Is ons huwelike veilig? Is ons kinders veilig? Wanneer ons die dag om so met gebed kan daardie dag nie uitrafel nie, is so mooi iets wat ek gelees het. Here, ons bid waar ons nou U wonderlike Bybel, U woord gaan neem om U stem te hoor, dat U hard en duidelik met ons sal praat, dat ons sal verstaan, en dat ons 'n deel van ons gedagtes in ons hart sal maak, en dat ons dit dan sal gaan doen. Want Jakobus, U eie broer, sê in die Bybel, geloof sonder dade is dood. Wys my jou dade, en wys ek vir jou geloof. Spreek, Here, ons U kinders, luister nou. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Ons lees uit die Nuwe Testament, Johannes hoofstuk 13, 'n baie bekende gedeelte. Waar is my skottel en handdoek? Ag, nie lê dit so nie. Nog nie mooi reg gesit nie. Wie het al iemand anders se voete gewas? Behalwe nou jou babatjie of jou. Ja, ek dink my ma het al my voete gewas en ek het hare, oom Koos, Ritger, Ilana, Daphne, oom Martin. Julle al mekaar se voete gewas. Dis nogal 'n grillerige storie, maar gelukkig eindig dit mooi skoon en vars. Ek kan net dink daai disippels wat so 'n grondpaaie geloop het in hulle sandale, hoe gebars was daai hakke en daardie tone. Johannes hoofstuk 13, ek het daar hoofstuk 3, dis hoofstuk 13. Jesus was die voete van sy disippels. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hoor nou net hoe mooi is hierdie sin te vergeleke met verlede week, daar staan het Jesus het hulle innig jammer gekry. Hier staan, hy het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad.
Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n wasskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom: "Here, gaan u my voete was?" En Jesus antwoord hom: "Wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan." Maar Petrus sê vir hom: "U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie." Daarop sê Jesus vir hom: "As ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie." Simon Petrus sê toe vir hom: "Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig." En Jesus sê vir hom: "Hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie." Jesus het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê: "Julle is nie almal skoon nie." Toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle: "Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. Nou as ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook gaan doen." Ons teksvers: "Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel," vers 15, "en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen." Ons praat vanoggend rondom die tema om mekaar te dien, soos Jesus gekom het om te dien. Om mekaar te bedien, soos wat Jesus gekom het om te bedien. Ons moet Ons moet dien soos Christus gedien het, want hy het gesê ons moet sy voorbeeld volg. En ons weet dit nou, en ons is gelukkig, ons weet dit, en nou moet ons uitgaan en dit gaan doen. Gelowiges, kerkmense, maak baie keer 'n onderskeid tussen kerk, en ek wil amper sê en werk. Tussen kerk en hulle lewens daar buite. Hulle maak 'n onderskeid. Maar 'n mens kan dit nooit doen nie. Want dit maak dat 'n mens verkeerd dink oor wie kerk en wat kerk is. En daarom, omdat mense kerk en lewe so skei, gebeur dit baie keer dat 'n mens aan 'n kerk as 'n organisasie dink waarby jy kan kom aansluit. Soos wat jy by 'n visvangklub of 'n tennisklub aansluit. So kan jy by die kerk kom aansluit, jy kry nogal lidmaatskap. Ja, en dan kan jy later jou lidmaatskap opgee, of jy kan dit stop, dit onttrek, dit terugvat, en dan weer by 'n ander organisasie, 'n ander gemeente, kan jy dan nou weer gaan aansluit. Nou teenoor hierdie verkeerde siening, leer die Here ons wie en wat die kerk is. In die briewe van Efese en Kolosse leer ons Here presies dat die kerk, in Efese sê hy, die kerk is die liggaam van Christus. En in Kolosse fokus dit daarop dat Jesus die hoof van sy kerk is. Die hoof, die liggaam, en ons elkeen is mos 'n deel. Ons is 'n ledemaat. Een is 'n vinger, een is 'n toon, die ander een is 'n oog. Maar dis nou weer twee pragtige gedeeltes
vir 'n ander preek. Ek wil vanoggend sê dat ons gemeentes, ons kerkverband, die NG Kerk, Nederduits Gereformeerde Kerk, het by 'n keerpunt, 'n omkeerpunt, 'n omdraaipunt gekom. Want as ons werklik kerk van die Here Jesus Christus wil wees soos wat hy bedoel het, die kerk moet wees. As ons wil funksioneer as kerk soos wat Jesus dit oorspronklik gemeen het, die kerk moet funksioneer, dan is daar heelwat dinge wat sal moet verander. Maar ons weet, veral ek, dat verandering is nie lekker nie. Verandering vra opoffering. As 'n mens verander, vat dit jou uit jou gemaksone uit. Dis baie keer makliker om net te bly soos wat ons is, as om daar te probeer uitkom. Geleerde mense sê vir ons, mense verander eers wanneer hulle besef om te bly soos ons is nadeliger en meer skadelik en gevaarlik as om te verander. Jy verander eers as jy besef, want dit is slegter om te bly soos wat ek is. Dit is slegter om 'n dwelmverslaafde te bly as om te verander. Dan kan verandering plaasvind. Dit is slegter om altyd kwaad en negatief te bly as om dan net die dag in die Here se hand te gee en hom te vertrou. Julle hoor, jy moet eers besef, dit wat ek is, dit hoe ons is slegter en nadeliger. En dan kan verandering plaasvind. Ja, lidmate en gemeentes moet tot besef kom. Om te bly soos wat ons is op die lange duur, gaan op die lange duur vir ons slegter en nadeliger wees, as om eerder te verander. As ons gaan bly soos ons is, sal baie gemeentes stadig maar seker agteruit gaan, soos wat ons reeds sien oor die afgelope 5 en 10 en 20 jaar. As ons bly soos ons is, sal ons geloof ook maar op die ou einde bly soos wat dit is of agteruit gaan. As al die kerke van die NG Kerke, al die gemeentes in Suid-Afrika gaan bly soos hulle is, gaan daar dalk oor 20 jaar nie meer veel oor wees van die NG Kerk nie. Nou kan ons mekaar vra, goed, wat moet nou verander? Wat moet verander as ons as gemeente, ons as kerkverband, wil bly voortbestaan? Ons gesindheid. Ons gesindheid moet verander. Vir te lank het mense, baie van ons ook, kerk toe gegaan, eerder as om kerk te wees. Geliefdes, ons het ons al by 'n vorige keer gesê, die kerk is nie hierdie gebou nie. Die kerk is nie hierdie gebou op hierdie terrein nie. Ja, ons praat so, ons gaan kerk toe. Ons praat so, maar kerk moenie 'n plek wees nie. Plek is 'n mens, dis 'n iemand, dis ek en jy. Weet jy dan nie dat jy die tempel van God is nie? God se gees woon binne in jou. In die Nuwe Testament, ek hoop nou ek onthou dit want ek het nie ingesit nie, is daar 2 woorde wat vir kerk gebruik word. Die eerste woord is ekklesia. Nou ekklesia beteken om by mekaar te kom, om saam te wees. Dit is kerk. Daar word gepraat van ekklesia en dit is by mekaar kom. 'n Ander gedeelte in die Nuwe Testament is die woord doxadeo, wat vir kerk gebruik. En doxadeo beteken die verheerliking, die skyn, die beligting, die uitstraling van God se heerlikheid. So nêrens lees ons in die Bybel dat kerk 'n gebou is nie. Nee, kerk is 'n saamkom, 'n groepering van gelowiges. Kerk wees is die verheerliking van God. Ek dink julle sal met my saamstem, dat ons in 'n tyd leef waar verbruikersregte taamlik op die voorgrond is. Nou wat dit beteken is, ek is die betaler, ek soek 'n diens. Ek is die kliënt en die kliënt is altyd reg. Ek betaal, so ek bepaal. Ek wil waarde vir my geld hê, anders te verskuif ek my belange.
Ek gaan nie dit of dat doen nie, want dit bring vir my niks in die sak nie. Dit is 'n tipiese verbruikersmentaliteit, waarin die mens verval het. Nou ongelukkig het hierdie mentaliteit, hierdie gesindheid, ook oorgevloei na die kerk toe. Baie lidmate sien hulle self as kliënte van die kerk. Hulle lidmaatskap is by die of daai kerk. Die kerk is 'n instansie wat in hulle behoefte moet voorsien. Ons het hier aangesluit om diens te kry. As die diens nie is soos wat ons dit wil hê nie, dan stop ons alle betalings en gaan soek vir ons 'n ander kerk wat meer en beter diens lewer. Julle moet weet, so werk dit, so pas op kerk. Hulle skuif met ander woorde net hulle besigheid na iemand anders toe, redeneer hulle. Ja, baie mense het hierdie verkeerde kerkbegrip. Wie of wat is die kerk? Nie hierdie gebou nie. Hierdie gebou bou daar in Booysens nie. Hierdie gebou daar in Skuurmanlaan of waar ook al nie. Daar moet eintlik net gepraat word van die Here se kerk, waarvan Christus die hoof is, sê die Bybel. In Kolossense 1 vers 18 lees ons, hy is die een wat die kerk in die lewe geroep het. Dit deur die eeue heen bewaar het, en dit eendag ten volle sal verheerlik. Dit gebeur ongelukkig so in bykans alle gemeentes, dat daar altyd iemand is wat begin kla oor die kerk min of niks vir hulle bied nie, of vir hulle kan gee nie. Ja, glo dit of nie, baie kerkgangers, gelowiges, het so 'n verbruikersmentaliteit by die kerk, en dit maak dat hulle dink, die kerk bestaan om my te bedien. Hier by die kerk moet ek waarde vir my geld kry. Die kerk moet my en my behoeftes in die middelpunt plaas as kliënt van die kerk. En die kerkbeginsel en voorbeeld van Jesus Christus, soos wat ons lees in Matteus 20 vers 28, het by hulle verbygegaan. En hierdie vers het vir hulle bietjie verdof, waar Jesus sê dat Jesus Christus het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En dat ons as sy volgelinge, sy kinders, as vrygekoopte gereddes, dieselfde gesindheid as hy moet hê, staan in Filippense 2 vers 5, dis duidelik. Daar staan, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Hoekom is daar dan lidmate wat die gesindheid het van ek kom sit net aan soos by 'n ete en ek ontvang die brood van die lewe. Ek moet gehoor, gesien en behandel word as gas. Die kerk is daar vir my, nie ek vir die kerk nie. Geliefdes lidmate wat so 'n beginsel het, so 'n siening het. Miskien ek en jy ook op 'n stadium van ons lewe, moet ons hiervan bekeer. Bekeer beteken om te draai in die ander rigting. As ons dink die kerk bestaan ter wille van ons, die kerk moet ons bedien, die kerk is daar om ons behoeftes te voorsien, dis 'n verkeerde siening, dan moet ons onsself daarvan bekeer en omdraai van daai siening. Ons gesindheid moet verander. Vanoggend hoor ek en jy weer dat ons moet onthou wie die kerk is en aan wie die kerk behoort en waarvoor die kerk staan. Die Here Jesus Christus in sy eer moet in die middel, in die sentrum, in die kern van kerk wees staan. Nie ek en my behoeftes nie. Dit gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan nie oor die kerk van die Here nie. Dit gaan oor die Here van die kerk. Broers, susters, jong mense, vriende, Jesus het vir ons die voorbeeld gestel, toe hy sy disippels se voete gewas het, maar nog beter het sy voorbeeld van
sy uitbeelding van sy liefde vir ons, die duidelikste geskyn toe hy aan die kruis vir ons sondes gesterf het. Daarom begin ons skrifgedeelte met: voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. En Jesus kom wys met sy laaste demonstrasie voor sy kruisiging. Ek kan ons sê, die disippels wag in afwagting. Hulle leef 3 jaar saam met hom, hulle beleef al die wonderwerke. Hulle hoor sy insig, sy wysheid, sy nederigheid, deur alles wat hy sê en doen. En ek kan my indink, hulle wag hier rondom die tafel vir die laaste wonderlike teken of verduideliking wat Jesus hulle gaan bied. En wat doen Jesus? Hy was hulle voete. Van alles wat hy kan doen, was hy hulle voete. Maar meer nog, hy was hulle heeltemal, deur net 'n bietjie later aan die kruis vir hulle te sterf. Hy was hulle met sy bloed. Daarom sê hy ook vir Petrus wat eers geweier het dat die Here slawewerk doen deur om sy voete te vat en dit te was. Daarom sê Jesus vir Petrus: as ek jou nie was nie. En Jesus praat nie net hier van voete was nie. As jy nie onder my sterwe en opstanding kom nie. As ek jou nie was met my bloed as te ware nie, het jy nie deel aan my nie. En hy sê, julle verstaan dit dalk nie nou nie, maar julle gaan, net môre oormôre gaan julle die kruis in die oop graf ervaar en dan gaan julle dit verstaan. Hoor vanoggend dit. Jesus het vir ons kom wys hoe om kerk te wees. Ja, die Here Jesus Christus kom herinner vandag weer vir ons dat die ware kerk die Here dien as hoof, niks en niemand anders nie, en daarom ook mekaar dien en bedien. Geliefdes, ek en jy behoort aan die kerk om te bedien. Ek en jy is kerk om diensbaar te wees en nie om bedien te word nie. Ons gaan kerk toe. Nee, ons moet kerk wees. Nie net op 'n Sondagoggend 9 tot 10 nie, ook Maandagoggend, vandat ek my oë oopmaak, tot vanaand wat ek my oë weer toemaak, moet ek kerk wees. En wat is kerk? Kerk is om te bedien. Kerk is om diensbaar te wees. As ek en jy God in die middelpunt plaas, as God regtig vir ons belangrik is, as ons besef hoekom ons regtig geskape is, vir God, vir sy eer, vir sy verheerliking, as ons hom en sy woord ernstig opneem, dan sal ons besef, ek behoort as kerk nie bedien te word nie, maar te gaan bedien. Ja, ek wil dit waag om vanoggend te sê, as ons werklik verstaan wat kerk wees en lidmaatskap beteken, sal ons meer in werksklere, in overalls wees, as in kerkklere. Gelowiges behoort meer oorpakke te dra as kerkpakke. Jesus het immers nie met 'n ampsgewaad, pers mantel met goue omboorsels hier op aarde met 'n kroon op sy kop rondgeloop nie. Hy kon. Nee. Hy het as koning van konings en die Here van die heersers, het hy eerder vir homself 'n voorskoot kom ombind en sy disippels se voete gewas en later die kroon opgesit, die doringkroon. As kerk van die Here moet ons dus besef dat ons nie aan die kerk behoort om bedien te word nie, maar dat ons as kerk ons voorskote, ons handdoeke moet ombind. Al is dit om trane af te vee, al is dit om iemand se voete te was, al is dit om iemand te troos, op te help, of 'n
geestelike of emosionele of liggaamlike of fisiese behoeftes te voorsien. Huisbesoek, sieke besoek, omgee. Ek hoop ons almal gaan hierdie man en vrou se nommer kry en hulle foon stikkend bel en WhatsApp later om te hoor hoe dit gaan. Dat hulle weet ons kry hulle innig jammer soos Jesus ons innig jammer kry. En ons tree op. Ons wil hulle bedien. Kan ons vir julle vanmiddag broodjies bring? Kan ons julle môre iewers heen vat? Ek weet julle pas 'n kind op, hoe werk dit? Hoe kan ons help? Kom ons wees maar eerlik. Ons dink baie keer God en die kerk bestaan om ons te bedien. Ons dink baie keer so verkeerd dat die kerk bestaan, dat ek iets daar moet gaan ontvang. Ek klop 9 uur in, en dan wil ek gediens word vir die res van die week, olie kry, petrol kry, my bande kyk of al die skroewe vas is, dan kan ek weer gaan. Dis hoe ons dink, maar die Bybel sê nee, dis andersom. Jy bestaan om God te verheerlik. En jy behoort aan die kerk om God te dien en te verheerlik. Jy is God se kerk, om sy hande en sy voete te wees in hierdie wêreld. Toe Jesus sy disippels se voete gewas het, moes hulle sekerlik onthou wat in Markus 10 vir hulle gesê het. Julle weet dat dit by die nasies so is, dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baas speel, en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik, maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in die kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Die woord van God gaan baie keer teen ons grein in. Ons moet ons ander wang draai. Ons moet 70x7 keer vergewe. Ons moet ons vyande lief hê en vir hulle bid. Ons moet aan die regering gehoorsaam wees. Ja, die woord van God gaan baie keer in my sondige, teen my sondige grein in. Ons wil so graag hê God en die kerk moet eerder verander om by ons te pas. En in al hierdie sake wil ek daarom in die middelpunt staan en my stem moet gehoor word. Kerkwees moet gaan oor ons, anders is dit nie die moeite werd nie. Here, ek wil langs U op die troon sit. Maar Jesus sê nee, dit is hoe die wêreld werk. In die kerk werk dit anders. As jy groot wil wees, in God se koninkryk moet jy besef, jy moet bedien. Kerkwees gaan om gehoorsaam te wees. Here, wat wil U hê moet ek doen? En hoe wil U hê moet dit gedoen word? Dit behels betrokkenheid by aksies wat aangebied word. Dit behels die opleiding van kindertjies, kategese gee. Ons kan nie net kerkbanke warm sit en nie betrokke wees nie. Ons kan nie net maandeliks ons lidmaatgelde betaal en dink dis genoeg nie. Vers 17 van ons teksgedeelte sê, julle weet dit nou, gelukkig is julle, as julle dit ook doen. Ons het vanoggend elkeen gehoor wat ons moet doen. Gelukkig is ons, as ons dit gaan doen. Maar daar is 'n verskil tussen weet, om dit te gehoor het, en om dit te doen. Ons weet wat ons moet doen om God te verheerlik, sodat die kerk kan voortbestaan, sodat die kerk sal groei. Maar hoeveel doen iets daarin? Baie van ons is maar nes Eskom, vir wie ons so lekker vinger wys. Beerdkrag Christene. En wanneer dit ons pas, sit ons die ligte af. Wanneer dit ons pas, skakel ons in, waar en hoe ons wil. Nee, broers, susters, jong mense, ek en jy moet die regte siening van die kerk kry, en ons moet dit ook gaan uitdra.
Ons moet ons gesindheid verander en Jesus se voorbeeld volg. Anderste is jy nie kerk nie. Ons is by 'n keerpunt. Ons is by 'n keerpunt en ons sal moet verander as ons wil bly voortbestaan en groei. Ons kan kwyn en later verdwyn, of ons kan Jesus se voorbeeld begin volg en groei en soos lentebloeisels bloei. Wat kies jy? Amen. Daar's geleentheid wat elkeen met die Here kan praat. O Gees van God, wat in ons woon, hoor ons, lei ons, stuur ons, wys ons, waar en hoe U wil hê, ons werksaam, diensbaar en betrokke moet wees. Want die tyd is nou, dat elke een wat die stem van die Here hoor, dan luister. Leef deur ons, o Gees, verander ons, tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Ons gaan ons dankoffertjies by die kerkdeure ingooi as ons uitstap, sodat ons nie almal aan die dingetjie te raak en aan te stuur nie. Kom ons sing 'n antwoordlied. Kom ons sit die stempel op die boodskap wat ons vandag gehoor het, deur 'n loflied, nie 'n loflied nie, 'n antwoordlied op die prediking saam te sing. En ons bid en sê, Here, leer my U wil. Gebruik my. U is die pottebakker. Ek is die jou pot. Breek my, maak my, vul my, gebruik my, U wat vir my die gawes gegee het. Kom ons staan en dan sing ons dit tot eer van die Here. Oh
liefde van God ons Vader en die gemeenskap, die eenheid, die aansporing van die Heilige Gees met elkeen van julle bly en wees. Ons het verlede week, in plaas van hande vashou, net ons hande in seëning opgehef toe ons gesing het, mag die Heer jou seën. Miskien kan ons sommer net aan die een se skouer so langs my raak, laat ons mekaar waarlik lief hê. Kom ons sing dit as ons uitgaan lied. Sondag hierso om te kom hoor wat dit is wat hy vir ons wil sê. Mooi dag.